Ek is vanmiddag daar by die netbal, die skole netbal, hulle speel. Sê die een ma vir my, sy wil net vir my op 'n ligter lyn vertel. Man, hulle kind het nou die tema gesien van vuur en vlam. Toe vra sy nou vir haar ma, wanneer kom ons nou na die braai toe, die groot braai? Toe sê sy nee, dis die Pinkster, dis die tema van die Pinkster, maar daar's sop na die tyd. Toe sê sy nee, is net so goed. So. Nee, baie dankie julle. Ag, dit is sommer net lekker. Dit was my voorreg om hierdie week sommer net wat op my hart was met julle te deel. Sê julle niks fancy nie, sommer maar net te praat met julle. Ek sê vir 'n paar mense, ek wou eintlik nog gisteraand baie gepraat het, maar ek het die tyd opgehou. Ek sou nog 'n paar goed wou sê en kon sê. So, maar daar's gelukkig tyd, want ons stap nou 'n pad mos. Ons stap 'n pad saam. So, dis nie net, weet jy, kom preek en dan is jy weg nie. So, ons stap 'n pad en ons gaan nog 'n wonderlike pad saam stap. En, weet julle wat vir my verblydend? Dat baie mense sê, want ek het vir julle gesê, dis die hartklop wat ek geweet het, die Here kom sê het, wat oorgedra moet word, is so 'n sitkamersituasie van, weet, sorg dat jy tyd spandeer. En daar mense gekom het en gesê, weet jy wat, hulle het dit net begin doen. En dit is vir hulle lekker. En dit is verblydend om te weet, dat die Here gaan aan, dit gaan nie oor ons nie. Hy gaan aan, die Heilige Gees gaan aan. En, net sommer so, ek hoop elkeen het so papier. Elkeen moet sommer so papier hê. Is daar iemand wat dalk nie een het nie? Hierso by Louet, hulle weet nie of daar nog oor is nie. En nie is oor daarso. Dankie. Hierdie het ek sommer maar net uitgedeel. Weet julle wat vir my belangrik? Ons gaan vanaand net sommer gesels oor 2 gedeeltes wat dit vanaand alles gaan saamvat. Dit vat alles van die week baie mooi saam en dan het ek 'n gedeelte van die nagmaalsformulier hier gesit, want baie keer hoor julle dit van die kansel af, die nagmaalsformulier, maar hier sommer so 'n redelike 'n breedvoerige uittreksel uit die nagmaalsformulier wat ek ook hier wat ek ook vir julle op hierdie bladsy gesit het, wat ons ook vanaand deurgaan. Wat ek wil hê is dat jy vanaand sal sien ook hoe die nagmaalsformulier praat oor die nuwe verbond en al die goed wat ons hierdie Pinkster geleer het. En mag dit wat julle vanaand ervaar en dit wat ons met mekaar vanaand deel, mag dit regtig alles hierdie hele week net saambind. En mag hierdie brood en wyn wat sigbare tekens is, ter versterking van ons geloof, mag dit elkeen van julle ook dat ons as 'n gemeente ook saamgebind word. En as jy vanaand besoekers is en jy het die vrymoedigheid waar jy ook al aanbid om nagmaal te gebruik, ons wil graag hê dat jy dit dan saam met ons ook gebruik. Kom ons word dalk net eers vir 'n paar oomblikke stil. Ons is hier ook in die Here se teenwoordigheid en jy was dalk besig gewees en kom ons haal net bietjie diep asem en kom ons vra vir die Heilige Gees om ons vanaand ook te bedien uit die woord uit, om met ons te praat, om ons te kom verander waar daar nog verandering moet kom, om ons toe te rus, om ons opgewonde te maak en die vuur in ons aan te blaas. Ek gee geleentheid dat jy 'n paar oomblikke stil word en praat met die Here.
Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie vir hierdie week. Dankie vir die tyd wat ons kon uitkoop om in U teenwoordigheid te wees. En dit is vir ons 'n voorreg om met U woord besig te wees. Dankie dat U besig is met ons en dat U steeds vernuwend in ons wil inwerk en verandering wil bewerk. Heilige Gees, soos al die ander aande is U so welkom. En ons stel onsself oop vir U werking, om ons te kom verander, om ons te kom leer vanaand. Dankie vir die voorreg wat ons het, om die nagmaal te kan gebruik. En veral in 'n tyd soos hierdie. Kom bind dit vanaand vir ons saam, kom maak dit vanaand vir ons baie besonder asseblief. Praat met ons, in Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek gaan vra dat ons staan en dan gaan ons sommer net 'n lied saam sing, lied 200, wat sê, U goedheid Heer, kan ons nie pyl nie. Ek het, oom Jan het ook na my toe gekom en gesê, hy wil ook graag so een en ander getuig van die werking van die Here ook in sy lewe en dit wat hy al ervaar het. En ek weet oom Jan, kom staan gou hier oom. Oom Jan het nogal baie om te sê. So, ek het hom sommer net so op 'n ligter noot, ek het hom beperk, ek het nou net vir hom sê, oom, jy het net maksimum 10 minute. So ons het baie om te doen vanaand. Nee, maar ek dink oom Jan ons moet eendag sommer net 'n hele geleentheid reël, want oom Jan, as hy eers begin praat, dan borrel hy oor. Dit laat my dink aan daai van wat hy sê van binnekant af. Alles wat oom al ervaar het en dit is wonderlik om na oom se verhale te luister. En ons luister graag na dit wat oom vanaand met ons wil deel. Dankie. Ja. Ja, hoor julle my? Ja, sê. Goeienaand almal. Ja, ek het ook vir julle gesê vanaand is dit my beurt. Maar weet ek het al so oor 'n tydperk van 2 jaar het ek aangegaan en ek het begin probeer uitvind die liggaam, die siel en die gees. Hoe werk dit? Ek is 'n mens, maar ek is 3 goed. Hoe werk dit daaraan? Maar ek is vleeslik, maar ek het 'n gees. Hoe weet ek waar is die gees? En ek het nie, ek kon daai ding kon ek nie by my klein kry nie. Maar toe gaan ek sitkamer toe. En my sitkamer is in my garage voor my kar. Daar is my sitkamer. Daar sit ek en daar deel ek met die Here en met die Gees. En terwyl ek daar sit, toe kom ek toe sê ek, Here, ek het nou so baie goedes nou al geleer, gesien en die woord gelees, maar ek verstaan dit nie. Hoe weet ek daai Gees is in my? Hoe weet ek daar is 'n Gees? En hoe weet ek hy's daar? Ek sien hom nie. Ek weet Jesus het altyd boodskappe gegee. Hy sê ja, ek praat met julle. Hy sê julle luister, maar julle hoor nie. Julle kyk, maar julle sien nie. En dit is wat in my lewe nou ook gebeur. Dis goed, ek kan dit nie sien nie, ek kan dit nie verstaan nie. En toe kom hy daardeur en terwyl ek nog so sit, toe raak ek stil. En ek sê asseblief Here, wys vanaand vir my wie of wat is die Gees. En skielik nou weet ek nie of ek toe in die slaap geraak het nie. Ek weet nie of ek intoe gedroom het nie. En ek weet nie of ek in 'n geesvervoering geraak het nie. Maar met die wat ek so sit, toe skielik toe sien ek daar kom stap Jesus so aan. En hy staan so op 'n afstand van my. En hy sê vir my, luister Jan, ek het vir jou gesterf. En ek het my menslike gees vir jou gegee. Wauw, en dit het my nogal getrek. En ek is so dankbaar daaroor. En ek het weer ingekom. Ja, toe ek hom haastig en toe ek hom nou lus hoor, ek sê hy vuur brand. Toe kyk ek en ek tel dit nog nie op en ek begin teks na teks en ek leer dit alles. En toe op 'n stadium, toe ontdek ek dit. Toe ontdek ek die hele storie. Hoe werk dit? En dis my weergawe hoor. Dadelik toe begin ek sien want ek het my hele storie wat ek begin het met die liggaam, siel en gees. Die gees was geskep. En waar die gees geskep was,
is die Gees vir die mens. Maar ons het 'n drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Maar nou sit jy daar met Christus. Toe sê ek, maar dit moet Christus wees. Want in die Bybel sê vir my, Christus is al daar, voor die skepping van die aarde. En wanneer was die mens se gees geskep? Voor die skepping van die aarde. So hy is daar. Toe sê ek, maar dis wonderlik. En toe dink ek dan, ja, dit kan wees. Ons praat altyd van voor Christus en na Christus. Dis moontlik. Maar ek gaan studeer en ek begin net verder en ek gaan net aan en terwyl ek ook nog so, toe tel ek die teks op. Want die Here vir my sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus is die weg. Die waarheid is, Jesus is God se seun en hy het uit die dood uit opgestaan. Hy sê in die lewe, en daai lewe is Christus. En dis waarom kort kon sien in die Bybel en sê hulle maar in Christus is ek dit, in Christus is ek dit. Toe besef ek, maar luister, as dit so is, as ek my hart vir Jesus gegee het, dan het ek Christus gekry. En nou hier so in hierdie tydperk wat ons nou hier gesit het, toe sien ek so duidelik wat doen jy dit altyd, dan gooi hulle my op, dan sê hulle vir jou, vuur en vlam, alles is daar. Hy sê, maar die Gees is ook daar. Maar in die Gees, hy sê, ons moet gevul word, maar ons moet ook weer gaan laai en herlaai. En toe besef ek net, toe Jesus vir my Christus gegee het, toe het hy daai plek gevul in my hart wat leeg was. Want onthou, Adam en Eva, toe hulle in die paradys was, het hulle gesondig en daar het Christus gesterf. En toe is die mens, jy het mens, liggaam, siel en gees, maar ons gees is nou weg. Maar as volmaakte mens wat God jou geskep het, is jy liggaam, siel en gees, en julle drie saam, is Christus. So in Christus besef ek toe al hierdie ander ekstra dinge wat inkom, wat hy vir my beteken het. En toe dink ek net weer verder, toe sê Jesus, of hier in Johannes sê hulle vir jou, wie die seun het, het die lewe. Wie die seun nie het nie, het nie die lewe nie. Toe tel ek dieselfde vers op in Paulus se briewe. Kom jy ook daar, wie Christus het die lewe. Wie hom nie het nie, het nie die lewe nie. Toe besef, maar ek het die lewe. Ek het hom, Christus het vir my gegee. En nou gaan dit nog net aan en ons gaan leef vir Christus. Maar nou is daar 'n ander puntjie wat nou moet bygekom het. Met my sitkamer, ek is gereeld by my sitkamer, want ek gaan haal nog inligting daar. Dis waar ek my inligting kry. En toe ek weer eendag weer daar sit, toe sien ek weer raak. Toe besef dit by my, weet 'n koei gee melk. Nee, 'n koei gee nie melk nie. 'n Koei het melk. Jy moet dit gaan haal as jy dit wil hê. God gee vir jou Christus. Maar as jy meer wil weet, want jy is geestelik, dan moet jy dit gaan haal. Dan kom ek agter, ja, as ek daar na toe gaan, en ek gaan sit in my sitkamertjie, en ek deel met die Here, dan maak ek vol. Maar ek het my so baie vol gemaak, toe dog ek, nou weet ek alles, nou is ek rein. En net toe ek wil begin, toe val ek plat. Toe kan ek kan nie sonder Christus, sonder die Heilige Gees kom. En toe kom die versiekie weer by my in. Jesus is die weg. Die waarheid, die Heilige Gees, lei ons in die waarheid. En elke dag wys hy vir ons stap vir stap wat daar is. En Christus is ons lewe. En as jy in Christus is, hy is alles. Maar as 'n teksie wat vir jou sê, Christus is alles en in almal. Wow, toe dink ek myself, dis baie. Hier baie mense, jy weet. Net in een land is daar 3 miljoen. Dis vreeslik. Maar toe besef ek, God is almagtig. Hy kan dit doen. En hy het die gees van die mens geskep. En toe Adam in die stof gemaak is, toe het dit in hom ingeblaas. En daai gees wat hy ingeblaas het, is die gees wat geskep was, wat Christus wat ingeblaas was. En dit het vir my baie sin begin maak. Maar ook op sekere stadiums, dan kom ek agter, ek sit en kyk daar op die TV daarna 'n dominee wat praat, en hy praat so van geïnspireer, en dis die Heilige Gees wat ons inspireer. En toe sê hy, weet wat beteken inspireer?
kyk jy of dit nou Grieks is of wat 'n ander taal dit was nie. Toe sê dit beteken inblaas. So die Heilige Gees is altyd besig om daai lewe in ons in te blaas. So ons moet gaan volmaak. Ons moet gaan volmaak. Elke dag moet jy gaan volmaak. En as jy dit eers begin doen, dan begin jy besef. En daarna het ek een aand het ek gaan slaap. En hier by 2 uur word ek wakker en ek kan nie slaap nie. En toe dink ek aan die teks in die Bybel, hy sê vir my, ja, dink aan die dinge daarbo, nie van die dinge hier op die aarde nie. Toe begin ek dink aan die dinge daarbo. Jo, toe begin ek, julle is so baie goed as my uitwys in julle. Ek was so opgewonde, ek het maar 'n boekie begin skryf. Toe sê ek, nee, maar dit gaan oor gebed. Ek het 'n boekie begin skryf, maar oor is nog 100% klaar nie. Maar al hierdie goedes wat ek so raak lees, so baie tekste, dit wys net vir jou hoe wonderlik is ons Here. En daai goedes het maar net ingekom en wat ons altyd sien, die laaste stukkie wat hulle altyd daar op het, wat ook af jy sê, vuur en vlam. Ek is vuur en vlam, omdat die vlam is in my geplaas. Dit is vir my persoonlik gegee. En ek het dit gevat, en ek hoop elkeen van julle ook gaan vat. Maak dit jou eie. Want wie die seun het die lewe. Wie Christus het die lewe. Niemand kan daar weer ver gaan. En dit is wat toe Jesus aangekom het, of hy het vir ons Christus gebring, en toe hy nou vir ons uiteindelik gegee het, nou het ons die oorwinning behaal. Oorwinning oor die dood, want as mens gaan jy dood. Maar omdat hy Gees is, het hy vir ons daai oorwinning gegee, en die Heilige, en die Christus wat in jou is, hy is daar vir ewig, hy het die lewe, die ewige lewe. So hy gee vir ons daai lewe. En daai lewe hardloop ons nou mee. En weet jy, hoe meer ek in die Bybel kyk en hoe meer ek in die Bybel lees, gaan dit alles net oop. Jy weet, in die eerste Ou Testament, as jy hom vandag deurgelees het, ons doen ons Bybelstudies daar in Bateleur, baie. Het ek gesien, vir 400 jaar het die Here gesukkel om vir mense te probeer vertel, jy weet, jy moet deur die Gees moet jy werk. Hy het priesters, hy het profete, hy het dienaars, hy het klein profete, almal het geprobeer. Toe kom Jesegiel en daar toe sê hulle, sê die Here vir hulle, nee, julle sal nie regkom nie, wat julle nodig het is 'n nuwe gees. En toe gaan haal hy Christus en hy bring hom vir ons. En daai Christus wat hy vir ons gee, dis die Christus wat ons lewe is. Maar toe Dominee vir my gesê by die Bybelstudie, ek moet 'n bietjie What's My Knee, is 'n boek. Hy praat ook oor liggaam, siel en gees. Maar wow, hy is bietjie hoog geskryf, dis 'n hoë Engels daai ene. Maar ek het al my teksies gaan opsoek. Jy weet wat ek toe alles daar mooi verstaan. Toe kom ek agter, hy sê, jy is 2 mense. 'n Vleeslike mens en 'n geestelike mens. So as jy vleeslik is, dan dink jy aan die dinge van die gees, en jy help, want jy het 'n gesin, vir wie jy moet sorg, die hele wat, alles gaan daarin. En dit is waaroor dit daar gaan. Maar, as jy gees is, moet jy gaan afsonder, op 'n sitplek daar, om met die gees te praat. En as jy met die gees begin praat, dan sien jy dit. En ek het dit beleef, toe ek Romeine 8, vir 'n hele week lank, elke dag gelees het. Ek kan nie dink dat ek so baie goed uit 1 hoofstuk uitgekry het, in die Bybel nie. En ek het hom vir jare gelees. Ek het jare preke gehoor oor dit, maar dit wys net, hoe werk die Here. En ons kan vandag baie gelukkig wees. Ons hoef nie te sukkel soos die mense in die Ou Testament nie. Jesus het vir ons sy Gees gegee. Ons moet dit net vat. Ons moenie vergeet om vol te maak. Ons kan nie daar sonder nie. Dankie Dominee. Baie dankie oom Jan. Dit is inderdaad so waar en mag dit in elkeen van ons se lewens so wees, né, dat ons regtig moeite doen met ons sitkamer situasie om tyd met die Here te spandeer. Goed, as ons net gou so kan terugkyk, waar was ons, is die groot wegspringplek, sodat ons by vanaand se gesprek kan kom, dink ek gaan daaroor dit wat ons vir mekaar gesê het, wat ons gesien het, 'n baie belangrike beginsel is dit wat ons gesien het in Esegiel 34 en Esegiel 36, Esegiel 34 wat die Here sê, maar ek moet nie goed kom verander
Dat ek nou op 'n ander manier begin werk, want ek wil nou omgee, ek gaan ingryp en ek gaan 'n verskil maak. Ons sien ons in Esegiel 36, wat die Here net vir ons kom sê het, weet jy wat, al hierdie goed wat ek doen ek sodat dit tot my eer kan wees. My naam moet verhewe wees. Dit gaan alles oor my, dit gaan nie oor julle nie. En daardie beginsel is 'n belangrike beginsel, wat vandag nog geldend is. En dan het ons gesien dat God dan ewe skielik gekom het en gesê het, goed, ek sluit 'n ooreenkoms, ek sluit 'n verbond, ek sluit 'n kontrak met julle. En binne daai kontrak staan dat ek gaan uitreik na jou toe, en as ons paai mekaar kruis, dan gaan ek reinigingswater oor jou uitgooi. En ek gaan jou vergewe. En ons gaan nuut begin. En ek gee vir jou 'n nuwe hart, ek gee vir jou 'n nuwe gees, en dan sit ek nou nog verder genadig, en ek kom gee my gees ook binne in jou. En dan gaan ek jou help deur middel van my gees wat binne in jou is, sodat jy die lewe kan leef wat ek vir jou in gedagte het, maar wat ook tot my eer is. En ons het vir mekaar gesê, ons het toe gaan kyk na Johannes 3 onder andere, hoe dit in die praktyk ook, wat Jesus gesê het, dat ons weer gebore moet word, uit water en uit gees gebore word. Maar ons het ook vir mekaar gesê, wat help dit dat ek is weergebore? Wat help dit ek het tot bekering gekom, want as ek tot bekering gekom het, het ek die Heilige Gees wat binne in my is. Maar wat help dit as ek dan nog steeds, ten spyte van die feit dat ek tot bekering gekom het, die feit dat ek 'n ander status het in Christus, as ek nog steeds op my eie krag en my eie werke in God se guns wil kom? Wat help dit? Dit help niks, want dis nie hoe die nuwe bedeling werk nie. En dit is wat ons hierdie week vir mekaar gesê het, hierdie nuwe bedeling, die bedeling van die nuwe verbond werk met die Heilige Gees, want hy sê vir ons, ek het vir jou die Heilige Gees gegee in jou, om jou te begelei, Johannes 14, Johannes 16, en ek en jy moet dit net gaan doen. En toe sê ons vir mekaar, maar wat baie belangrik is in die praktyk wat jy moet gaan doen, is jou sitkamer situasie. Jy moet tyd met God spandeer om sy stem te hoor. Want wat gaan die resultaat wees as jy nie daai sensitiwiteit ontwikkel nie? Die eie ek gaan na vore kom en ek gaan 'n klomp goeders doen, want ek is so slim en ek is intellektueel en ek kan die Bybel lees. Maar wat van goddelike inspraak in jou lewe? Dis om sommer net bietjie anders te ook. So daarom is daardie tyd belangrik. En ons het hierdie week vir mekaar gesê, hierdie tyd is belangrik. As jy dit nie het nie, sorg dat jy dit kry, sorg dat jy dit begin implementeer in jou lewe, laat dit 'n ritme in jou lewe wees. En dit is waar jy die Here op 'n baie besonderse manier ontmoet. Want ons het gisterand vir mekaar gesê, onthou die Heilige Gees is 'n persoon. So hy wil in 'n persoonlike verhouding met jou betrokke wees. Hoe hy in jou lewe betrokke is en hoe hy in iemand anders is nie dieselfde nie. Maar hy wil betrokke wees en hy wil 'n pad met jou stap, want nie een van ons wat hier is vanaand is op dieselfde plek nie. Ek kan nie omdat ek vanaand hier is, sê vir jou, omdat ek meer tyd hier spandeer, hoor my, omdat ek meer tyd in my sitkamer situasie spandeer, dat ek nou beter is as jy nie. Dan begin ons mos nou weer die goed verkeerd verstaan. Dan begin ek mos nou weer iemand anders te oordeel. Want waar is my status? Is nie in dit wat ek doen nie, dis in wie ek is. En hoe gouer ons dit begin besef, dat dit is net genade. Maar vanuit hierdie genade groei hierdie goed. En vanaand wil ek vir jou sê, as jy hierdie goed vat, kyk na hierdie bladsy wat ek uitgedeel het vir jou. Dis 2 bekende gedeeltes wat Paulus, maar toe ek dit lees, toe besef ek, dit vat alles wat ons hierdie week eintlik vir mekaar gesê het, so mooi saam. Want nou, wat moet gebeur? Ek moet julle wegstuur in hierdie week.
Die goed gaan aan. Jou lewe gaan aan. Die uitdagings wat oor jou pad kom, is maar daar, elke keer. En dit wat Paulus hier geskryf het vir die gemeente, is eintlik net om vir hulle te bid. Altwee is sy gebede aan die gemeente in Efese. Om ietsie van die Heilige Gees se werking in hulle lewens te laat realiseer. En dis my gebed. My gebed is dat jy hier sal uitstap en dat jy regtig begin moeite doen met jou verhouding met die Heilige Gees. Dat jy sal besef wie is jy in Christus en dat jy onder leiding van die Heilige Gees sal begin leef ook. Nou, maar kom ons kyk saam. Daar in Efesiërs 1 vers 15 tot 23. Baie mooi gedeelte. Hy sê, daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus. Nou, ek wil hê jy moet nou fyn kyk na hierdie teks, né? En terugdink aan wat ons al die aande vir mekaar gesê het. Want onthou, nou dadelik kan jy dink as hy praat van geloof in Jesus, dan sê ons, dit is nie die werke nie, dis nie die baan van die werke nie, dis omdat ek geglo het dit wat Jesus gesê het, wie die seun het, het die lewe, wie nie die seun het nie, wie nie in hom glo nie, het nie die lewe nie. So, hierdie gelowiges het tot geloof gekom in Jesus Christus, in die Here Jesus. Hy sê, vandat ek gehoor het dat julle tot geloof gekom het, né? So wat jy hierdie nuwe bedeling aanvaar het. En van julle liefde vir al die gelowiges. Want as ek tot geloof gekom het in Jesus, wat gebeur? My posisie voor God verander. Hy kom woon met sy liefde. Daai agape liefde wat in my inkom, daardie gawe van die Gees, is die agape liefde. Dis nie wêreldse liefde nie, agape liefde. En hy sê daardie liefde veroorsaak. En ons het ons vir mekaar gesê gisterand, as die Gees in my is en ek word voller van die Gees, nie net gevul nie, maar vervul, dan begin my doen en late anders te daarna uitsien. En daarom sê hy, liefde, julle liefde vir al die gelowiges, nie net meer liefde vir jouself nie. So ietsie daarvan kom na vore. Hy sê, vers 16, dan hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort. Laat dit jou terugdink aan Esegiel 34. Ekskuus, daar Esegiel, wanneer die Here kom en sê, dis Esegiel in Esegiel 36, ekskuus, wanneer hy sê, dit gaan oor my, dit gaan oor my heerlikheid, my majesteit. En hierso is iets daarvan ter sprake ook in hierdie gedeelte. Die Vader aan wie die heerlikheid behoort. Nie 'n mens nie. Dit behoort aan hom. Dat hy sê, kyk al wat sê hy, deur sy Gees, né? Dit wat sê die nuwe verbond vir ons? Hy kom gee vir ons die Gees, dat ons nou deur die Gees begin funksioneer. En hier sê Paulus dit. Deur sy Gees aan julle wysheid gee. Om te kan leef, né? Om op te tree in die wêreld. Wysheid gee en hom so aan julle openbaar, bekend maak, dat julle hom werklik kan ken, dat julle in hierdie verhouding met hom kan leef. Hoe gebeur hierdie goed? Kyk bietjie. Wat sê jou teks? Deur sy Gees. So as ek in die sitkamer situasie kom, en ek spandeer tyd, en die Heilige Gees werk met my, die Heilige Gees maak goed aan my bekend, dan gaan hy, as jy Johannes 14, Johannes 16 weer gaan lees, dan sal jy sien, dis wanneer hy hierdie goed vir jou gee, want hy is gestuur om hierdie goed, hy is gestuur om Jesus se woorde, weer vir ons te herinner aan Jesus se woorde, om vir ons te sê wie die Vader is. En dit is wat Paulus alles in hierdie gedeelte sê. Alles waaroor ons in hierdie week so ver gepraat het. So, die goed gebeur deur die Gees. Vers 18. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder,
Weet dat jy op 'n ander manier begin kyk, omdat jy in afhanklikheid van die Gees begin leef, omdat jy in Christus is, dat jy kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. So hy praat hier om te sê, mag hierdie goed, mag jou geestesoë so oopgaan. Mag jy 'n nuwe geestesvisie kry, om te weet watter hoop sy roeping inhou. Die roeping wat hy vir ons het. Die rykdom wat daar is in die erfenis. Watter rykdom is daar vir die lewe hierna ook, né? Is 'n fantastiese lewe wat op ons wag. En die roeping wat ek en jy het, sê Paulus in 2 Korintiërs, dit is 2 Korintiërs 5, kom skryf hy sê, ek en jy word bedienaars van hierdie verbond. Ek en jy word bedienaars om mense met God te verenig. Dis my en jou roeping in die lewe. Maar jy kan dit nie uit eie krag uit doen nie. Daarom sê, wat ons ook gister vir mekaar gesê, daarom sê 'n gedeelte soos Timoteus vir ons, dat ons, wanneer die Gees in ons kom vul hy ons met krag, met liefde, met selfbeheersing. Ons word nie bang nie. Ons gaan aan. Hy maak ons bekwaam om aan te gaan en hierdie goeders te doen, om 'n verskil te maak. Goed, en dan kyk wat sê hy vers 19. Hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Nou, as jy gaan kyk na daai woord, dan sê hy, oorvloedige, wonderwerkende krag wat in jou is. Want dit moet jou laat dink, wat ons ook vroeër in die week vir mekaar gesê het, Kolossense 2 vers 9, wat sê dit? Omdat ek in Christus is, deel ek ook in sy volheid. Dit wat hy vir my bereik het, word ook myne. So daardie krag en heerskappy wat hy het oor die bose, dit het jy ook. Daardie krag is in jou. Daai oorwinnende krag is in jou. En Paulus bid, en dieselfde gebed wat ek vanaand vir julle gee, is dat jy sal agterkom dat jy daai krag het. Dat wanneer Pinkster nou verby is en die lewe gaan regtig aan, en die aanslag van die duiwel kom, en die wêreld wil jou oorweldig, want hy gaan vir jou aanval. Dat jy sal onthou, dat die Gees jou sal herinner, dalk wanneer jy in jou sitkamer situasie sit, dat hy jou sal herinner, hoe geweldig groot sy krag is, nie jou krag nie, sy krag is, wat hy uitoefen. Hy oefen sy krag uit in jou. Dit is nie ek wat so oulik is nie, sy krag wat in my uitgeoefen word, in ons wat glo. En dis die krag wat die bose oorwin het. Dis dieselfde wat hom laat opstaan het uit die dood. So daarom kan ons die lewe vierkantig in die oë gaan kyk, want ons het hierdie. En dan noem hy dit. Hy sê, dis dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan die regterhand laat sit het. En kyk wat sê hy, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Sy glorie, sy mag en sy majesteit. Jy deel daarin. Daardie krag is ook in jou. Werk deur jou, om jou te help in hierdie lewe. En dan sê hy, ja, aan hom het God alles onderwerp, en hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Die hoof van NG Suid, die hoof van ander kerke, is nie mense nie. Dis God, dis Christus, wat die hoof is. En daarom moet ons maar net in sensitiwiteit gaan luister wat hy vir ons wil sê. En dit dien ooreenkomstig doen, dat dit soos 'n groot radwerk sal wees. En daarom as die Here met jou praat, dan moet jy doen ook. Maar nie net hier nie, maar ook in die wêreld,
daar buite. En dan kyk ons na die volgende gedeelte, wat hy ook vir ons kom sê, en dis daar in Efesiërs 3 van vers 14 af, hy sê, ek kom kniel in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van die gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te dank het. So dit is as gevolg van God se genade wat hy eintlik vir ons sê, dat ons bestaan te dank het. Dat ons 'n geloofsgemeenskap is. Nie as gevolg van onsself nie. Weereens dit wat ons in hierdie week vir mekaar gesê het. En dan sê hy, ek bid dat hy deur sy gees, weereens, ietsie van daai nuwe verbond, deur die Heilige Gees, nie meer deur eie krag nie, deur sy gees, uit die rykdom van sy heerlikheid, sy naam, sy mag en majesteit, oor die Here se naam, dat hy dan aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Weereens, dat jy krag sal kry om innerlik sterk te word. Dan, dis weereens nie my krag nie. Julle, hoe gaan ek aan in hierdie wêreld? As die wêreld aanhoudend my dreineer. Want baie van ons kom op 'n punt wat ons net eenvoudig voel, dit raak net te veel. En die aanslag, dis een golf na die ander ene wat kom. Dis wanneer ek jou aanraai om maar net weer te gaan sit. By die Here se voete te gaan sit en net weer dalk hierdie gedeelte te lees om te weet dat dit is sy krag wat in my kom, wat my elke dag tree vir tree sal laat aanhou, ten spyte van dit wat ek met my sintuie waarneem, ten spyte van dit wat ek sien, dat ek weet my God is groter as hierdie omstandighede. En dat ek aan hom sal vashou vir die pad vorentoe. Maak nie saak wat jou uitdaging is nie. En dan gaan hy aan. Dan sê hy vers 17, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon. En dat julle in die liefde, want God is liefde, dat julle in daardie liefde gewortel en gegrondves sal wees. Dat jy vanuit daardie liefde wat hy vir jou het, dat jy dit sal ervaar, want die wêreld het nie liefde vir jou nie, maar sy liefde, wat genadig is, dat jy vanuit dit sal gaan groei. En dit 'n verskil en verandering in jou lewe sal bewerk. Dan sê hy in vers 18, mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp, dit jou eie te maak, hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. En daar kan ek jou terugvat na Romeine 8 toe. En dit is my gebed, dat jy dit sal besef. Miskien was dit Sondag aand, wat ons gepraat het oor die Here wat vergewe. Die Here wat totaal geheel en al vryspreek, maak nie saak wat jy gedoen het nie. Dis sy liefde. Dat hy sê, ek is bereid om 'n tweede kans te gee. Ek is bereid om weer 'n pad saam met jou te stap. Elke keer saam met jou te stap. Dis daardie liefde. Niks kan ons skei van die liefde wat hy vir ons het nie. En dan sê hy, vers 19, mag julle sy liefde ken, die liefde wat die verstand te bowe gaan. Is groter as wat ons kan dink. En mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Dis wat hy vir hulle bid. Dis die gebed vir ons, dat die Here ons ook so sal seën. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk. Kyk wat sê hy. Magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk. Maar kyk wat sê hy. Deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Kan ek vanaand vir jou vra? Wat bid jy? Wat dink jy? Die Here kan meer as dit doen. As wat jy bid, of as wat jy dink. Hy is tot oneindig meer in staat.
stap saam met hom die pad. Maar hy sê alles gebeur, kyk wat sê vers 21, in verbondenheid met Christus Jesus, nie op ons eie nie. Ek wil vanaand vir jou sê, kom ons besluit, keuse is joune weer eens, hoe jy die pad verder vorentoe gaan stap. Jy kan besluit om te sê, ek is sterk genoeg, ek is intellektueel genoeg, wat ook al, en ek gaan op my eie, en ek kan op my eie stap. Of jy kan vanaand net sê, weer eens sê, Here, hier is ek. Ek kan nie sonder U stap nie. Ek het hierdie week gehoor dat die Heilige Gees in my is. Ek is maar nog nie in hierdie hele situasie, Here, maar kom leer my, kom help my. En vanaand het ons die tekens van die brood en die wyn. En dit is vanaand eintlik 'n voorreg dat ons dit kan gebruik. Want Jesus het gesê, hier is die tekens waaraan ons altyd moet dink. Hierdie brood en hierdie wyn bind ons saam, dit bind ons ook saam in Christus. Dis die teken van 'n nuwe verbond. En alles wat daarmee saamgaan. Hierdie is 'n verbondsmaaltyd. Hierdie is 'n ooreenkoms wat God met ons sluit. En elke keer as ons hierdie sien, dan moet ons daaraan dink, want dit is fisiese tekens, dis hoekom ons dit sakramente noem, dis fisiese tekens om ons geloof te versterk. En so seker as wat ek hierdie tekens vanaand sien, was daar 'n aand in 'n bovertrek, wat Jesus daar saam met sy disippels was. En wat hy daai brood gebreek het, en wat hy daai wyn geskink het, en met hulle gedeel het, dat dit sy liggaam sal wees, en dat dit sy bloed wat sal vloei vir hulle. En ons het die voorreg om baie jare later steeds hierdie tekens te kan gebruik. Maar dan sê hy, ek het die duur prys kom betaal, sodat jy vry kan wees. Moet jou nou nie weer gaan vasbind deur op jou eie aan te gaan nie. Ek het 'n duur prys betaal. Dit het my bloed gekos, dit het my liggaam gekos, sodat ek aan 'n kruishout moes sterf, om die offerbloed na die hemel toe te vat. Gaan lees Hebreërs, om daardie offerbloed te vat, sodat jy vrygespreek kan word. Sodat dit 'n volmaakte offer kan wees. En omdat God dit aanvaar het, is ek opgewek uit die dood uit. En het ek die Gees uitgestort. Dit het my dood gekos, sodat ek die Gees kon uitstort, om jou verder te help in hierdie lewe. So dit is 'n duur prys, wat jy het, wat jy saam met jou dra. Is nie 'n goedkoop ding nie. En kom ons gebruik dit. En ek wil jou vinnig net deur hierdie nagmaalsformulier vat, dat jy net vinnig kan sien, hoe praat dit saam met dit wat ons hierdie week ook eintlik gesê het. Hy sê, geliefdes in die Here Jesus Christus, die Here het self die nagmaal ingestel, Jesus het dit ingestel, en daarvan getuig Paulus, so Paulus gee dit nou weer, ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, die brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, so hy vertel vir hulle nou iets niets, né? Dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. En dis hoekom ons dit vandag nog gebruik. Net so het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond. Hoor jy daai woordjie? Die nuwe verbond. En dan dink ons Esegiel 36, Esegiel 34. Alles waaroor ons gepraat het daarmee, is vervat hierin. En dan sê hy,
Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as jy daaruit drink, tot my gedagtenis. So om nagmaal te gebruik, is nie sommer maar net om nagmaal te gebruik nie. Die Here het gesê, dis 'n teken van die nuwe verbond. So miskien moet ons elke keer wanneer ons nagmaal gebruik, ook vir onsself sê, want daar is in die nagmaalsformuliere gedeelte waarby ons gaan kom, wat sê maar ons moet 'n bietjie nadink oor ons eie lewe. Miskien moet ons nadink oor, tot watter mate leef ek die lewe van 'n nuwe verbondskind? Tot watter mate leef ek onder leiding van die Heilige Gees, en nie uit eie krag uit, en my eie intellektuele denke nie. Goed, die nagmaal is in sy wese 'n verbondsmaaltyd. Hoor jy daai taal wat hy sê, dis 'n ooreenkoms, waar die verbinding tussen Christus en sy gemeente telkens vernuut word. So elke keer en ook vanaand kom sê hy, weet jy wat, kom ons verbind dit net weer, kom ons bevestig dit net weer. As verbondsmaaltyd het dit dan die volgende betekenisse. En dan sê hy vir jou, in die eerste plek is dit 'n gedagtenismaaltyd. En by die instelling van die nagmaal het hy gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. So ons dink terug vanaand daaraan. In die nagmaal oordink en verkondig ons die dood van die Here. Ons dink terug aan dit wat hy vir ons gedoen het. So daarom is hierdie eintlik, dis mos maar soos wat ons in vandag se taal sal sê, dit is gelaaide voorbeelde hierdie van die brood. Dit sê vir ons baie. Die nagmaal is in die tweede plek 'n waarborg. Daarom sê hy, dit is my liggaam, dit is my bloed. So seker as elkeen van hierdie brood voor sy oë gebreek en hierdie beker aan hom gegee word, en ons dit met ons mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus. Hoor dit vanaand. So seker as wat dit gedoen word, het jy vanaand deel aan Christus, sê hy vir ons. Het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en sy opstanding, so die oorwinning. Hierdeur waarborg hy sy soenverdienste vir ons, so volledig, asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir ons sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan het, en ons geregtigheid voor God verwerf het. Nou, onthou jy wat het ons so 'n paar Sondae terug gesê, wat ons hierdie Sondag gesê het, dat hy het dit kom doen, 1 Korintiërs 1 vers 30, hy het dit namens jou kom doen, en omdat hy dit gedoen het, daarom kry ek, omdat ek in hom glo, kry ek deel daaraan. Dis wat dit hierso vir ons sê in die nagmaalsformulier. So wanneer jy volgende keer dalk die nagmaalsformulier hoor, dan gaan jy dit hoor met ander ore. Dit gaan vir jou dalk 'n dieper betekenis hê. Die nagmaal is in die derde plek, die viering van die gemeenskap, met die lewende Here, en met mekaar, so dit bind ons aan die Here, dit bind ons aan mekaar ook vanaand. Die nagmaal verbind ons nie net met sy dood nie, maar help ons in die gemeenskap, om in gemeenskap met hom te leef, want dit versterk ons geloof. Deur die Heilige Gees is die lewende Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur dieselfde Gees ook weer met mekaar as lidmate van een liggaam in broederlike liefde saam verbind. So deur die Gees, deur hierdie tekens word ons vanaand saamgebind. Die nagmaal is in die vierde plek die verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een met ons is, tog kyk die gemeente hiermee ook vooruit na sy wederkoms en verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy kom. So sal aanhou daarmee. En in die vyfde plek sê hy is 'n vreugdefees. En dan sê hy, al spreek hierdie tekens van swaar kry, van pyn en lyding, van sy liggaam wat gebreek is dit nie net 'n teken van rou en droefheid nie, maar is dit vir ons 'n teken van oorwinning ook. En dan sê hy in die volgende paragraaf, uit dit alles blyk dit duidelik dat die nagmaal ten slotte 'n fees van dankbaarheid is. Want ons kan vanaand dankbaar wees vir hierdie tekens, want as dit nie daar was nie,
het die tweede verbond nie begin nie. Het ons nie vanaand die Heilige Gees gehad wat in en deur ons gelewe het nie, wat vir ons krag gegee het om aan te gaan nie. Goed, hier by die nagmaal, by die gebruik van die tekens, dank ons hom en moet met ons hele wese en gaan ons nou in dankbaarheid ons lewe opnuut aan hom wy. Dankbaar vir alles wat hy gedoen het en dis hoekom hy sê, maar nou vanaand, Here, dankie vir die Pinksterweek. Dankie vir die kere wat hy tussen deur die dag met my gepraat het, maar dankie dat ek vanaand hier kan wees. Dankie dat hy my opnuut verseker dat hy saam met my 'n pad gaan stap ook. En daarom wy ek my aan u. Daarom kom sê ek, Heilige Gees, ek sal saam met u 'n pad stap in afhanklikheid. Die nagmaal is dus 'n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier, nie net gedeeltelik nie, maar ten volle. En opnuut daarvan verseker te word dat dit 'n geleentheid is om deur die tafelgemeenskap en ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en in ons toekomsverwagting. So dit moet ons geloof versterk, dit is wat dit sê. En dan die laaste paragraaf sê hy vir ons, goed, wat gaan en waaroor gaan dit? Ek kan nie net vanaand hier kom en sê, nou wil ek net die nagmaal gebruik. Hy sê, jy moet weet waaroor dit gaan. Jy moet weet hoe duur was die prys wat dit gekos het. En dan moet jy jou lewe eintlik afspeel teen dit en sê, Here, leef ek soos wat u van my verwag? En dan kom jy dalk agter, ek leef nie soos wat u noodwendig wil hê ek altyd moet leef nie. En dan is dit voordat ons, want hierdie tekens moet ons geloof versterk. Dit moet vir jou krag gee om weer aan te gaan. En dit is wanneer ons sê, Here, kom vergewe my. Ek gee myself weer oor, want volgens Psalm 103 sien u ons dat ons maar nietig is, dat ons maar Adama is, ons is maar die boogrond, Here. Ons sukkel. Maar kom versterk ons deur hierdie tekens van die nuwe verbond. En Heilige Gees kom lei ons. En dit is wat daai laaste paragraaf eintlik maar net vir ons sê. Maar daai laaste paragraaf sê dat ons dit moet doen. En terwyl hulle die tafel in gereedheid bring, dan gaan ek vra dat ons net vir 'n paar oomblikke sal stil word, dat jy vir 'n paar oomblikke met die Here gaan praat. En dan gaan ons ook 'n lied sing daarna wat sê, neem my lewe. Here, hier is ek, neem my lewe, laat dit Heer, u gewy wees meer en weer. Kom neem my lewe, kom vul my lewe. Ek gee geleentheid eers vir stil gebed. Ons het in hierdie week gepraat oor die Vader, oor God en Here en Jesus en die Heilige Gees. Maar as ons hierdie tekens vanaand sien, soos 'n afsluiting van 'n Pinkster, dan sê ons maar ons glo in 'n drie-enige God. En daarom terwyl jy net so sit, wil ek vir ons voorlees wat ons hardop bely. Bely elkeen dit net vanaand in sy hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is en gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Here, dankie dat ons vanaand
waar ons so baie kon nadink en kon praat oor U en met U, dat U vanaand deur hierdie sigbare tekens met ons kom praat. Dat U vanaand ons geloof kom versterk ook hierdeur. Die vaste wete dat dit waaroor ons praat, Here, dat dit U lewe gekos. Die genade wat ons ervaar het U lewe gekos. Heilige Gees, die voorreg wat ons het, dat U in ons is, dat U ons vervul dag na dag, dit het Jesus se lewe gekos. En vanaand kom ons maar net hier as 'n gemeente en ons sê vir U dankie daarvoor. Heilige Gees, dankie vir U teenwoordigheid. Dankie dat U hierdie tekens tot versterking van ons geloof gebruik vanaand ook. Dankie dat U ons skoon was en ons nuut maak en ons opnuut weer verbind aan U om 'n pad saam met ons te stap. Ons wil aan U die eer gee. En wanneer ons hierdie tekens gebruik, Heilige Gees, kom vra ons dat U hierdie brood en hierdie wyn wat as teken van die verbond is, van die liggaam en die bloed van ons verlosser, dat U dit kom waarmaak in ons en ons vanaand net weer opnuut kom verseker van ons verlossing, ons vryspraak, ons kindskap en die nuwe lewe wat ons leef. Aan U al die eer. In Jesus naam bid ons dit. Amen.